julle hoop dit gaan goed met elkeen op hierdie Sondag en ek wil sommer net 'n kort boodskap vandag met julle deel rondom wat gebeur na wedergeboorte. Want Jesus sê vir ons in Johannes 4 dat niemand sal die koninkryk van God kan ingaan of dit kan sien as hy nie weergebore is nie. En so wil ek bietjie gesels oor die proses nadat ons weergebore is. Nadat ons ons hart vir die Here gegee het, nadat ons glo in hom, begin hierdie leefstyl in hom en deur hom. En daarmee wil ek vandag 'n bietjie gesels oor wat sê die woord vir ons, hoe lyk hierdie proses en wat is dit wat ons ook moet doen. So ek wil hê julle moet saam met my gaan na Filippense 2 toe vanaf vers 12 en dan gaan ons ook vers 13 lees. Nou hoor mooi wat sê dit. Dit sê my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te leef. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Nou dis belangrik, die Engels praat van work out your salvation. Nou in die Afrikaans, die woordjie toelê beteken die volgende, dit praat van moeite, dit praat van om iets te bereik deur moeite of werk. Dit impliseer 'n proses waar jy dan aktief ook deelneem en 'n poging aanwend en na 'n punt toe streef wat jy wil bereik. So dit is belangrik dat ons gaan besef dat daar is hierdie doelgerigtheid en daar is hierdie toegewydheid en dit is 'n proses. So dit is nie iets wat ligtelik kom nie, dis nie net iets wat van self gaan gebeur nie, maar soos ons weer gebore is, soos God ons gees kom nuut maak het, en ons is nou sy kind, want ons is uit genade gered, ons word nie gered uit werke nie, maar begin hierdie proses, en daarom sê die woord van ons, julle moet met eerbied en ontzag julle daarop toelê om nou as verloste mense te lewe. So nou moet ons onsself toelê, ons moet saam met God, dis 'n samewerking saam met hom, deur die Heilige Gees moet ons toelaat dat hierdie werk nou plaasvind. En ons doen dit met alles wat in ons is, streef ons om soos Jesus meer te wees. En ons gaan nou verder gesels daaroor, maar gaan saam met my na 1 Korintiërs 9 toe. 1 Korintiërs 9 vanaf vers 25. En ek wil hê ons moet dit raak sien. Dis iets wat baie belangrik is. Dit sê almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam, en die eintlike woord ook hier is vlees, en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. So hier kom sê die woord van God vir ons, luister, ons moet onsself, ons vlees, moet ons oefen. Ons moet dit weerstaan, hierdie versoekings, die dinge wat na ons kant toe kom. Soos iemand wat in 'n wedloop deelneem en 'n medalje of 'n trofee wil kry, so kom sê die woord van God vir ons, maar ons wat 'n onverganklike wedstryd deelneem, wat hierdie wedloop hardloop, ons moet streef daarna elke dag om hierdie kroon te behaal. En ons gaan nou gesels oor hoe doen ons dit. Maar dit is belangrik dat ons sal besef, selfs hier sê die skrywer dat ons is doelgerig. Elke dag leef ons so dat ons lewe opsetlik vir Christus. Ons doen niks onbewustelik of nie doelgerig nie. Inteendeel, alles wat ons sê, alles wat ons doen, hoe ons lewe inwy, is om hierdie ewigheidskroon dan ook te behaal. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na 2 Petrus toe, en ek's mal oor hierdie gedeelte, ek hou baie van hierdie gedeelte, want julle sal ook sien, daar is hierdie progressie wat dan ook plaasvind. Hy sê hierso, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. So ek en jy het nie 'n verskoning om God nie te dien nie.
Ons kan nie sê maar ons het hierdie swakpunte of ons het hierdie tekortkominge of niks nie. Die Here kom sê vir ons, luister, ek het jou reeds alles gegee. Ek het Jesus Christus gegee. Ek het jou elke gawe gegee. Ek het alles geskenk wat nodig is vir jou om hierdie verloste lewe te lewe vir my. Dan sê dit verder, dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allerhoogste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, waardeur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werk. Hoor mooi, hier kom die gedeelte waar ek en jy moet insit, moet deelneem. Dit sê, ons moet alles in stryd werk om ons geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding en die volharding met godsvrug. En die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Hoor die progressie waarvan hier gepraat word. En ek hou van daai laaste gedeelte waar hy self sê, luister, nie net liefde vir jou boeties en sissies in Christus nie, maar jy moet op 'n plek kom waar jou liefde vir alle mense gaan wees, selfs hulle wat jou haat, selfs hulle wat jou te nakom of lelik is met jou, selfs hulle wat jou vervloek. Kom sê die woord, ons moet selfs vir hulle lief wees, en dis waar ons wil wees, want dit is hoe Jesus was, en dis wat Jesus verwag. Nou ek het 'n voorbeeld sommer net om te sê dat, luister, om dit eenvoudig te maak, is dit soos 'n gym. Jy kry vrye toelating, die prys is betaal om deel te wees van hierdie gym, en dit het Jesus aan die kruis vir ons gedoen. Jou persoonlike trainer, jou coach is die Heilige Gees. En dan het ons die program, hoe ons dit moet doen, wat ons moet doen, en dit is die woord van God. Maar ek en jy moet besef, dat ek en jy gaan die werk moet doen. Jesus het klaar alles vir ons gegee. Hy het selfs klaar gesê, ek maak jou bekwaam en ek maak jou gewillig. Hy sit selfs daai wil in jou, daai lus om te lewe vir hom. So hy doen reeds alles vir ons. En dat hy ons bekwaam gemaak, hy het elke gawe, alles wat ons nodig het, die Heilige Gees het hy vir ons gegee. Maar ek en jy, soos iemand wat gaan gym, gaan hy weight moet optel en self begin oefen. Ek en jy gaan elke dag moet weerstand bied, soos die skrywer hier ook sê. Jy weet, wanneer hy praat van hierdie vlees wat hy oefen. Ek en jy gaan elke dag hierdie versoekings moet weerstaan met die woord van God. En eenvoudige voorbeelde hiervan is, as jy dalk sukkel met geduld, en daai geduld bring jou af, dan kom jy en jy bied weerstand met die woord van God, in plaas dat jy misselijk raak, in plaas dat jy ongeduldig raak, kom jy na die woord van God en jy leef die godsvrug uit, en so bied jy weerstand met 'n gewig, en soos jy weerstand bied met hierdie gewig, so bou jy daai spiere. Wanneer dinge alles om jou omval, jou omstandighede lyk nie goed nie, dan gaan dit nie maklik wees om vriendelik te wees nie, maar tog is vriendelikheid deel van die Gees se vrug. En so daarom, hoe bied ek weerstand af? Ek sê, Here, ten spyte van my omstandighede, weet ek, U is vir my, U is saam met my, U is die oplossing, U gaan dit laat uitwerk vir hulle wat vir U lief is, en soos ek die woord toepas, bied ek weerstand met hierdie mislike houding wat ek het, en voor ek weet is ek weer vriendelik. En so is dit belangrik dat ek en jy elke dag gaan besef, ons is soos in 'n gym, ons het die Heilige Gees as coach, ons het vrye toegang in sy koninkryk deur Jesus Christus, ons het die woord van God wat vir ons wys wat en hoe ons moet oefen, maar op die einde van die dag is dit ek en jy wat hierdie spiere gaan moet ontwikkel, wat hierdie spiere gaan moet oefen, en hoe ons dit doen is deur die woord van God wat ons toepas. Dit help nie net ons ken die program nie, dit help nie net ons ken die persoonlike coach nie, dit help nie net ons het vrylating tot die gym nie, ek en jy gaan as ons meer soos Jesus wil lyk, gaan ons die oefening moet insit, gaan ons vlees moet onderdanig maak aan die Gees, want die Gees moet meer word, Christus moet meer word, en ek minder. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na 1 Timoteus 6 vers 12 toe. 1 Timoteus 6 vers 12 lees die volgende:
Dit sê in die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis vir baie getuies afgelê. En hier kom sê Paulus vir Timoteus, luister, jy het vir almal jou hart vir God gegee. Jy het hom bely, jy glo in hom, maar nou kom moedig ek jou aan, Timoteus, span al jou kragte in om aan te hou hardloop, sodat jy die ewige lewe sal bereik. En so daarom wil ek hom sê, om weergebore te word is die begin, maar dit eindig nie net met 'n geloofsbelydenis nie. Dis nou 'n leefstyl, dis nou 'n toepassing, dis 'n verryking van ons geloof elke dag. Nou hoor mooi wat sê Hebreërs 12, en dit is vir ons so 'n mooi aanmoediging, dis ook 'n antwoord eintlik van hoe doen ons dit? Hoor wat sê dit hier, sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies het rondom ons, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons ons wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, hier is die antwoord, die begin en die volëinder van ons geloof. Dan sê dit verder, hou hom voor oë, vers 3, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En so belangrik vir ons om nie uit te sak nie, vir ons om elke dag weerstand te bied en hierdie wedloop met volharding te hardloop, is dit nodig dat ek en jy Jesus voor oë gaan hou. Nie ons omstandighede nie, nie die neerdrukking nie, nie die situasies wat opduik nie, nie die versoekings wat in ons pad toe kom nie, maar Jesus. Ons gaan hom voor oë moet hou, ons gaan doelgerig met hom voor ons hierdie wedloop, hardloop en die ewigheidsprys behaal. En so ek wil julle elkeen kom bemoedig vandag, en ek wil sommer vir elkeen van julle bid, soos hierdie boodskap ook vandag sê, mag julle aanhou hardloop, mag hierdie proses, nadat jy jou hart vir God gegee het, nadat jy wedergebore is, mag jy aanhou, en mag jy nie uitsak nie. So kom ons bid saam. Vader, ek kom bid vir elkeen, wat hierdie boodskap vandag luister, dat hulle nie sal moeg raak nie, dat hulle nie sal uitsak nie, maar Vader, dat hulle hierdie wedloop sal hardloop met deursettingsvermoë, met stamina, dat hulle elke dag sal weerstand bied teen die vyand, weerstand teen versoekings, weerstand teen situasies wat opduik. Vader, wanneer dit voel die wêreld wil in mekaar val, dat hulle sal sê, nee, Jesus, U is vir my, U is saam met my. Vader, dat hulle die woord sal ken en daarop sal staan. En Here, ek kom bid, dat Here, dat ons verhouding met U nie net sal bly by 'n geloofsbelydenis nie, maar dat dit sal verander in 'n leefstyl. Here, dat dit sal groei, dat dit sal versterk, sodat ons 'n impak ook vir U koninkryk kan maak hier op aarde. Dankie Vader vir elkeen waarvoor ek nou kan bid. Seën hulle, bewaar hulle, gebruik hulle, versterk hulle in die naam van Jesus, sodat hulle voluit kan hardloop vir U naam. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.